Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal en hier is ons weer mense. Ons is verby die helfte van die jaar. Ons kyk nou weer na die einde van die jaar toe. En glo of nie, maar die tyd loop baie vinnig. Jy knip jou oog maandagoggend, as 'n donderdagoggend as jy hom oopmaak. Alles gebeur vinnig en ek weet nie of dit die tyd is nie, waar ons is nie, maar is alles gebeur vinnig. Ek wil met julle 'n boodskap deel wat die Here met my gedeel het, wat ek kerk so 'n bietjie oor, so 'n maand terug met die kerk gedeel het, en it was really wow. Het was regtig 'n wow moment wat die Heilige Gees vir my gewys het, en miskien weet jy dit al gekry of sien dit, of ek weet nie, maar vir my en vir ons in die kerk was dit net absolute wow gewees, en ek wil vandag dit met jou share, ek wil dit met ons share, dat Lukas 1, dat die woord van die Here is mense. Ek dink nie ons besef hoe groot die woord van die Here is. Ek dink nie ons besef die diepte van die woord van die Here nie. Die Bybel sê, die stem van God breek die seders van Libanon. 'n Sederboom is een van die boom met die diepste wortels en die wydste. 'n Sederboom se wortels gaan nie net diep af nie, hy sprei ook uit. So wat gebeur is, hy anker hom nie net in die grond, hy anker hom uit ook so. Jy kan nie net 'n sederboom gaan ruk en haplik hom uit, neem my dierbare, so diep soos wat sy wortels in is, so diep is sy wortels uit. So daai boom is ver, my mens. En nou sê die Bybel, die stem van God breek die seders van Libanon. Wat beteken, hy slat hom stuk en hy ruk hom uit mekaar uit. Die stem van God. En dit is een van die goed wat David sê, because I think David didn't know how to express the superior voice in his spirit. Hierdie stem van God wat hy beleef het, terwyl hy die psalms geskryf het nie, terwyl hy die boeke van die Bybel geskryf het, konings waar sy naam genoem word, het was moeilik om sekere tye, is moeilik wanneer jy God beleef, is dit moeilik om te verduidelik wat jy beleef, omdat hy so majestic is, because he's so mighty and almighty. Jy kan nie regtig die Here verduidelik nie. Jy kan nie regtig sê, that was my experience, this was my, al wat jy gaan sê is, toe gebeur dit en daarna toe weet ek nie. Jy kan nie in woorde sê wat God gedoen het vir jou nie. Jy kan nie in woorde sê, wanneer die Heilige Gees jou regtig aanraak, is onmoontlik. Jy kan nie, want jy het nie woorde om te sê hoe jy gevoel het nie. Jy het nie woorde om te sê wat jy beleef het nie. Jy het nie woorde om te sê, wat aangaan nie. Dis hoekom baie vertalings gaat jy sien, wanneer hulle praat van Lukas 1, waar die engel Gabriel vir Maria ontmoet het, gaan jy in die vertaling sê, and you're going to have a baby, en 'n ander vertaling gaat hulle sê, and this holy thing that you're going to receive, and they didn't say this holy thing because of disrespect or dishonor, it was just too big.
It was just too big. How do you explain an impartation that is supernatural by God and making a woman pregnant, where we all know nobody can make you pregnant supernaturally by actually coming together with with your husband. Now, wat is hierdie goeders wat jy inspuit in hierdie goeders. Back in the day was die goed mos nou nie daar nie. So everything that happened was supernatural. Almal het hulle eie weergawe, maar ons weergawe as kinders van God is die Heilige Gees het haar besoek, net soos wat die engel van Maria gesê het. We get that and we believe that. Ons gaan nie nog questions vra en hoe en wat en waar nie. Nee. Dis wat geskrywe is, dis wat ek glo. Die Heilige Gees in my sê dis waar, dis wat dit is. Maar nou kyk ek na net die vorige gedeelte waar dieselfde engel van Sagaria ontmoet het en die Bybel sê, en jy kan dit gaan lees in Lukas 1. Die Bybel sê, die engel besoek eers voor hy van Maria besoek het hy eers vir Sagaria besoek. Sagaria was die pa van Johannes. Maar as jy die Bybel lees in Lukas 1, dan gaan jy sien Johannes en Elisabeth, sy vrou, was al twee baie oud. Hulle was al they were far in age. Gaan lees dit. Ek gaan dit nie nog lees, ek vertel dit om veel, jy kan dit lees. Both of them were far in age. Al twee, Sagaria en Elisabeth, was al twee advanced in age. Beteken, hulle was al oud, hulle was al groot in ouderdom, hoog in ouderdom. En die Bybel sê, Elisabeth was barren, wat beteken, sy kon nie kinders kry nie. So say, she was barren, she was advanced in age, en die engel van die Here Gabriel ontmoet vir Sagaria in die tempel, terwyl hy besig is by die altar of incense, by die gebedstafel, hy is daar besig. En die engel van die Here kom besoek hom en sê vir hom, Sagaria, jy gaan 'n seun hê, jy gaan hom Johannes noem, en hy gaan ene wees, the Spirit of the Lord will be upon him, and he's also the Spirit of Elijah will be upon him, en hy gaan ene wees wat vooruit gaan loop, maar voor Jesus, he's going to be the preparer of the way. Maak seker, he's never going to drink strong drink or any wine. He's going to be chosen and commissioned by God to be able to do the assignment that he's going to do. The purpose of God. He's chosen by God. So nou Sagaria sê vir die engel, maar hoorie, ons is oud jong, ek en my vrou is oud, 1, 2, en my vrou is barren. Hy sê, met dierbare, ek sien wat jy aan die gang is. Die engel maak sy mond toe, he mutes Zechariah, en sê vir hom, jy gaan nou mee praat nie, jy sal praat wanneer die tyd reg is. So die engel mute hom, en hy kan nie praat nie. Eventually kom hy uit die tempel uit, want die ander mense het buitekant gebid, hy kom uit die tempel, hy was 'n priester, hy kom uit die tempel uit, en hy verduidelik met sy hande, wat het nou die binnekant gebeur, en die mense dink, hoe het nou 'n engel gesien, which he did. Maar hulle was mos nie allemaal binnekant nie. Maar die punt wat ek wil bring, die boodskap wat ek wil bring, is dat, nommer 1, hy en sy vrou is oud. Dis wat die Bybel sê. Nommer 2, Elisabeth is barren. So wat beteken dat Elisabeth kan nie kinders hê nie. Hulle is al die jare getroud, hulle het nog nooit kinders gehad nie. Maar 'n engel besoek hom en sê vir hom, Sagaria, God het jou gebede geantwoord. En die engel sê ook vir hom, dat onthou net, ek kom uit die teenwoordigheid van God. Ek kom nou met 'n direkte boodskap van die een na wie toe jy gebid het, toe jy by die altaar gestaan het. So jy moet nou verstaan, dat hier waar ons nou is heilig. Ek kom uit die troonkamer van God uit, en ek kom sê vir jou, wat God, die almagtige God, van jou gesê het, oor jou gesê het, en dis wat gaan gebeur. Die Bybel sê, word gemute, en eventually sy klaar met sy tempeldiens, en hy gaan huis toe. En hy kom by sy vrou, en hulle kom by mekaar, en die Bybel sê, die baar van Elisabeth gaan oop, en sy word swanger, en sy verwag die seun Johannes. Net soos wat die engel gesê het. Ek wil jy moet net kyk na die scenario, die minuut, jy kyk net die minuut. In die eerste plek kon sy nie kinders kry nie. Sy baar is gesluit, mense. Maar een besoek van God, een besoek uit God se teenwoordigheid, sluit 'n baar oop, my mens, wat hy hele lewe lank toe is. En ek dink nie ons verstaan die almag van God se woord nie, want in God se teenwoordigheid is genesing tasbaar, is verandering tasbaar, is jou lewens change vir ewig tasbaar. Maar weet jy wat, wanneer ek en jy, Sagaria se mond was op mute gesit, want hy kon nie fathom wat die engel sê nie. En ek dink ons moet by 'n plek kom, waar ons sê, Here, ek moet by die plek kom, waar ek die woord vat, vir wat dit is. Ek moet nie probeer uitfigure nie, en dis waar ons die fout maak. Ons probeer een en een by mekaar sit, dan kry jy 2. My mens,
1 en 1 by God kom nooit by 2 uit nie. Want God se 1 en God se 1 en God se 1 en God se 1 is verby 2, is verby 3, is verby 4. God se calculation is beyond time, is beyond understanding, is beyond our era, is beyond our imagination. Nou wil ek en jy met ons klein brein God se calculation probeer uitwerk. Toe Maria dit probeer doen, toe besef sy, weet jy wat, ek weet tog nie wat die engel sê nie, so laat ek net antwoord bys op wat ek verstaan. Let it be unto me according to thy word, according to thy word, according to thy word. Sagaria kry die woord, hy sê vir die engel, ek is oud, my vrou is oud, sy is barren, hy gee almal hierdie goed, maar die engel sê, wait, jy is besig om die plan te verongeluk, laat ons gou jou mond toemaak, jy kan nie nou praat nie, because hierdie kind se naam gaan nie Sagaria wees nie, hierdie kind se naam gaan wees Johannes. Hy is designated om voor te gaan voor Jesus, om die pad reguit te maak vir die koms van die Here Jesus. So die engel kan nie bekostig dat jy influence het, of dat jy jou eie opinie in het, en hierdie, of jy word geïnfluence deur die mense nie, because weet jy wat? As jy aflees in die boek van Lukas, gaan jy sien dat toe Johannes gebore was, toe die mense gevra, maar hoekom is sy naam Johannes? Daar's niemand in jou familie wat sy naam Johannes is nie. En Sagaria skryf en sê, sy naam is Johannes. En toe dit sê, toe maak God sy mond oop, because he had to be in the purpose of God. So wat ek vir ons vandag wil sê is, dat as jy nie, my mens, moet net ons God onderskat nie. Ons gaan nooit eerste kom, ons gaan altyd laaste kom. God se woord is vir ewig staande. Die Bybel sê, Sagaria kom by Elisabeth sy vrou. Een ontmoeting met die engel uit die teenwoordigheid van God, en 'n baar wat barren was, ruk hy oop, hy maak die baar oop, hy ruk dit oop, hy maak dit oop, en daar kom 'n seun uit, wat profeties gedekleer is van God se troonkamer, met die naam van Johannes. Hy's assigned vir die tyd, hy's assigned om voor Jesus te loop, hy's assigned om te doop, en niemand kan aan iets gedoen het nie. Die familie het hier gedaan, niemand kon niks doen nie, want God se woord het uitgegaan. Die Bybel sê, die engel sê, Gabriel sê, my mens, ek kom uit die teenwoordigheid van God, ek kom met God se woord, hy kom met die woord Jesus, hy kom om die woord te deliver, hy kom, en die Bybel sê, die woord van God sal nooit weer ooit aan hom terugkeer nie, maar het moet vervul dit wat hy gesê het, wat beteken, toe hy vir engel Gabriel stuur en sê, gaan sê vir Sagaria, hy gaan 'n seun hê, toe kom die seun, gaan sê vir Maria, sy gaan 'n seun hê, en hy gaan hom Jesus noem, Matteus sê, gaan sê sy seunbaar, en hy gaan hom Immanuel noem, God met ons, alles wat God uit die teenwoordigheid gesê het, my mens, dit het gekom, en ek wil vandag vir jou sê, en vir myself sê, wat is daar dan, wat God gesê het, wat hy dan nie gedoen het in jou lewe, en in my lewe? My dierbare, hierdie God wat ons dien, is almagtig. Hy spreek 'n woord, en het kan nie fail nie. Hy spreek 'n woord, en of jy nou agree het, en of jy nou nie agree het nie, die woord van God gaan gebeur. So al wat ek en jy moet doen is, ons moet in die wil van God kom, en ons moet in die ritme van God kom, because even though Sagaria het nie verstaan nie, because he looked at his current situation, hy kyk na sy omstandighede en sê, maar ek kan nie 'n kind hê nie, ek is te oud, ek en my vrou is al jare getroud, en vir jare het ons die kinders nie, maar die engel sê, my dierbare, ek kom uit die teenwoordigheid van God, waar ek uitkom, was jy nog nie, so moenie onderskat wat nou gaan gebeur nie, so die woord van God bring lewe, bonatuurlike lewe op Sagaria, die saad wat in haar womb kom, release lewe, want God het lewe oor hom gespreek. Sê met hy sê wow nie, is absoluut wow. Hy spreek 'n woord wat, kyk hier my mens, hy spreek 'n woord wat verby Sagaria hardloop, het hardloop verby Elisabeth, het hardloop verby Johannes, het hardloop in Jesus in, because hy moet die pad voorberei vir Jesus, en dis wat die woord van God is. Die woord van God is nie net vir jou en vir my in ons tyd nie. Nee, moenie 'n fout maak nie. Wanneer God jou 'n profetiese woord gee, jy sal sterwe en hy woord sal nog altyd lewe. Die woord gaan nie stop omdat jy gesterwe het nie. Die woord, Johannes is dood, hy's dood. Die Bybel sê, he was beheaded.
beheaded. So Johannes se kop was op 'n skinkbord gebring. Maar raai wat, daar's 'n boek in die Bybel wat Johannes, dieselfde seun van Sagaria, he wrote of the last epistle in the New Testament. He wrote the book of John, which means ons sal van hom lees, van hom leer tot in aller ewigheid, which means die woord van God gaan staan vir ewig. Vir ewig. Daar is geen einde aan God se woord nie. So nou my vraag dan is aan jou kind van God, as God vir jou 'n woord gegee het en 'n belofte gegee het, hoekom kan jy nie vashou daaraan dat die belofte in vervulling kan kom nie? Want die enigste een wat kan terugdraai teen hy woord is jy. Niemand anders kan jou stop nie. Want nie eens Sagaria kan vir John gestop het nie, of God. Hy kon nie vir God sê, sy vrou se barrenness kon nie God stop om my womb oop te maak nie. You get what I'm saying? So alles wat ek en jy van God gehoor het, hoekom kom dit nie waar nie? That's just a question. Dit kom nie waar nie, omdat ek wil vir God sê hoe dit moet waar word. Kan ek gou weer sê? Die rede hoekom dit nie waar word nie, is omdat ek wil vir God sê, hoe moet hierdie ding waar word? So ek wil vir God sê, die roete, nee my skat, kom ek sê gou vir hom, toe God vir Moses sê, gaan al my mense in Egipte, het hy nie gesê, gaan hier om en gaan die kan om nie. Hy sê, die way terug is die Rooi See. Nie maar die trip terug, my mens. Jy het nie gekom met 'n boot oor die Rooi See nie. Jy het aan die ander kant omgekom, jy het hier omgekom. Hy sê, maar nou, hy sê, julle gaan nie nou hier deur nie. Julle gaan nie nou daar deur nie. Julle gaan na die beloofde land toe. Die roete na die beloofde land toe is deur die Rooi See. So hy sê, het maak nie saak hoe dit nou vir jou lyk nie, het lyk mos of vir julle onmoontlik, maar ek sê, dit is deur die Rooi See. En hy vra vir Moses, wat is in jou hand? Moses sê, ek het 'n staf in my hand. Onthou net die staf, het Moses, voor hy getrou het hy skape opgepas van Jethro, sy skoonpa. Toe trou hy met Zipporah en hy tog altyd die staf. Daai is dieselfde staf wat hy skape mee gelei het. Natuurlijk die 4 bokke, hy selfe staf, het God gevra, wat is in jou hand? Hy sê, ek het 'n staf in my hand. Hy sê, vat die staf en sit hom op die water. Daar is nie 'n ander roete nie. Nou ek en jy wil 'n ander roete hê na die destination toe. Nee my skat, dis hoekom mense hulle roeping gemis het. Dis hoekom mense die belofte gemis het. Dis hoekom mense die profetiese woord gemis het, al in hulle lewens in, omdat hulle wil die roete kies. Die roete is deel van die wonderwerk. Die roete is deel van jou getuienis. So as jy 'n ander roete wil kies, gaan jy die salwing gaan minder wees, because you want something else. You want a quick fix to the promise. Het werk nie so nie. Hulle moes, Farao het agter hulle aangekom. Die Bybel sê dit is net stof, soos hy perde aankom met dierbare, die strijdbaans in die perde. Hy manne kom, hulle kom nou vir Moses te kom stop, voor die Rooi See gaan. Maar die Here God besoek hom en hy sê, vat die staf en sit hom in die water in die gaan. So wat ek op 'n dag wil sê is, God sê vir Sagaria, jy gaan 'n seun hê, sy naam is Johannes. Dis die proses. Hy gaan nie wyn drink nie, hy gaan nie sterk drank drink nie. Hy gaan in die wildernis bly. Hy gaan die gees van Elia dra. Dis 'n ander storie heeltemal aan hierdie kant toe. So hy gaan die gees, hy gaan die salwing van Elia dra. He is the forerunner of Jesus. Niks wat die engel daar gesê het gefail nie. Nie een woord nie. Die Bybel sê, Johannes was gesepareerd van almal af. Hy het glad in die wildernis gebly. Hy het wille heuning geëet en het lokus, het springkaan geëet en wille heuning. Johannes was afgesonder. God het sy hart bewaar. God het hom geconsecrate. God het hom een kant gesit, sodat hy kan die saak, want onthou, hy kan nie mis, hy kan nie buite purpose praat nie. Hy kan nie anders praat as dit wat God vir hom gesê het nie. Hy kan nie sy eie ding doen nie. Sy hart kan nie bitter wees nie. Hy kan nie confused wees nie. Hy kan nie 'n paar goed gedoen het nie. Hy het nou nog 'n history. No, he was clean cut before the Father. Clean cut. So when he spoke about Jesus, he spoke of the Word, he spoke of the Spirit, because he was filled with the Word and he was filled with the Spirit. Die Bybel sê, die woord het op Sagaria gekom. Die woord het gesê, jy gaan 'n seun hê en sy naam gaan Johannes wees. Dit was die woord wat binne hom gekom het. Die woord het hom gemaak. Kan ek goed weer sê? Die woord het Johannes gemaak. Toe word hy gevul op 6 maande met die salwing van die Heilige Gees. Toe Maria gevul word met die Heilige Gees, met die impartation. En in Lukas 1, toe hardop sê na Elisabeth, toe klop aan die deur en sê, die Elisabeth maak die deur op, sy 6 maande swanger met Johannes. En Elisabeth sê vir Maria, how can it be that the mother of my Lord has come to visit me? She's pregnant 6 months.
with John, en Maria en Elisabeth word gevul met die Heilige Gees, en Johannes word gevul met die Heilige Gees, net soos wat die engel gesê het, 6 maande voor die ding kom net so in vervulling in. Want die engel Gabriel sê vir Sagaria, ek kom uit die teenwoordigheid van God. Maar hy het nooit gesê, hoe gaan Johannes gevul word met die Heilige Gees nie. Hy het net gesê, and he will be filled in his mother's womb with the Holy Spirit. Maar niemand het gesê, hy het nie vir Johannes, vir Sagaria gesê, maar het gaan deur Maria gebeur nie. Die wekel is Maria nie. Hy het nooit dit gesê nie. En dis hoekom dierbaar is, ons moenie God probeer uitwerk nie. Ons moenie God probeer in 'n boks sit and you wanna try and figure him out nie. Jy maak jou laat. Ons maak ons laat mense. Ons moet dat die Here se wil gaan. Ons moet die gang van die Here, ons moet sy wil gaan. And that's what I want to share with you today. Die grootheid van God se woord, die almag van God se woord, die almagtigheid van God se woord. Ek wil vandag vir jou sê, en ek is klaar. As God het gesê dit, moet dit gebeur. As God het sê, is dit klaar. As God het beloof het, kan niemand dit stop nie. Ek wil vandag vir jou sê, as die Here vir jou iets gesê het, vat die woord van die Here. Dit moet waar word. As jy vir 'n visie ding gewys het, dit moet manifesteer. As jy vir 'n droom, as dit God was, wat in 'n droom vir jou 'n ding gewys het, it's only a matter of time, and it must come to pass. So mag die Here jou seën, mag die Here jou bewaar, mag jy die versekering hê, dat as die Here dit gesê het, dit gaan gebeur. Die Here seën jou.